Jy luister na Joy Radio, jou vriend en reisgenoot in Jesus. My naam is Tanya Verster en die program se naam is Hospivisie. Welkom. Hierdie program word moontlik gemaak deur Radio Kansel en word geborg deur die Abba en Bruis Stichting. En die doel van Abba en Bruis Stichting is om mense te transformeer deur liefde met behulp van landbou en disippelskap. In vandag se program gesels Pieter Barnard met Alicia Brits oor die onderwerp van streshantering. Joy Radio vertrou dat jy geseën sal wees deur wat jy sal beleef. So kom ons sit terug en geniet dit. Die program is Hospivisie en ons gaan vandag lekker gesels rondom geloof en die hantering van stres. Saam met my in die ateljee ons gas Alicia Brits. Alicia, welkom. Great om jou by ons te hê weer. Baie dankie. En dan natuurlik vir Tanya, jy gaan vir ons net nou die oordenking doen, nê? Asseblief, ja. Okay, nee, wat is great. Dankie Tanya, ons waardeer jou. Maar Alicia, jy is nou nogal bietjie ondervinding van hierdie storie van hantering van stres. Wil jy nie vir ons jou getuienis deel, net bietjie vertel wat gebeur het nie? Weet jy Pieter, ja, ekskuus. Ons het, ek het so in 2023 het ek deur 'n baie groot lewensverandering gegaan, waar die Here my uit 'n verhouding uitgehaal het, waar hy my nou al vir lank nie wou hê nie. Maar met die, jy weet, jy is so gewoond aan jy wat nie alleen 'n huis betaal, kos koop, en jy weet nou jy het twee mense wat daai kostes dek, en jy het twee mense wat kan gesels oor die dinge van die dag, en ewe skielik is daar niks. Ewe skielik, jy weet, jy en jou familie praat nie meer so baie nie. Ewe skielik is daar nie meer baie vriende nie. Ewe skielik is dit net jy. En dit was nogal ek gaan vir jou eerlik sê, 'n vreesbevange tydperk vir my, want nou moet ek net oorgee aan die Here. En dit is moeilik, want wat ons as mens mos mag geneig is om te doen is, ons gee dit oor, maar môre vat ons dit gou terug, want dit is mos nou nie vinnig genoeg nie. En weet jy, in hierdie tydperk het ek ook ek is 'n verhouding kwyt. Ek is in 'n nuwe werk, in 'n hele nuwe area van dinge wat ek moet verkoop, wat ek nie eers ken nie, jy weet. En ek moet al hierdie goed alleen hanteer. En met die toe, kyk, ek is reeds al bietjie siekerig gewees, met hulle soeibrand en al die goed, maar ook soos 'n maag, daar's iets, yes, 'n maagsweer, ekskuus. En dit het net eintlik erger geraak, maar nou is dit die stres van, ek moet huis soek. Ek moet my eie plekkie kry, ek moet hom kan bekostig. Ek moet tussentyd, moet ek nog steeds 'n nuwe werk leer, jy weet, en dit is corporate, dit is fast pace. So, om dit alles te doen waar jy eintlik op jou gemak was, in jou eie huis, jy het jou eie tyd om, by my vorige werk was dit so, ek my eie tyd om alles te doen, en dit is nie so baie druk nie, hier kom jy in 'n ander wêreld in, maar dit is ook eintlik so amazing hoe die Here my gelei het, want hy het vir my hierdie werk gegee. En ek was nie bewus ek gaan inteendeel so 'n groot salaris sny hê nie. Ek meen, as jy net ek gaan dit maar net soos, sê nou maar jy val met 'n R25,000 salaris. Dis baie. Ek meen, daai is regtig baie, maar dit is net weer eens waar die Here vir jou wys, luister, maar jy het nodig om op my te vertrou. So hou op worry oor die geld en die dinge in die lewe. En ons sien dit nie so nie. Maar in elk geval, nou, sit dit in jou kop. Jy het 'n salaris wat ewe skielik halfte is. Jy het 'n nuwe huis wat jy moet soek, want jy het nie meer iemand in jou lewe nie. Jy gee heeltemal oor in die Here, maar jy weet nie hoe om te laat gaan nie. Met die sukkel jy nog nou met dokters hier, elke dag hierdie en daai ene, net om jou te help om jou maagseer, jy weet, beter te kry, jy bly siek. En dit het so aangegaan om eerlik te wees, vir omtrent 6-7 maande. En in daai 6-7 maande het ek 'n huis gekry. En ek het my werk agter mekaar gekry, maar ek weet alles klink nou deur mekaar, maar in daai 6-7 maande het ek geleer, het die Here my geleer,
hoe om 100% te submit, en vir hom te sê, okay, wag nou. So het jy geleer om te los. Hy het my geleer om te los, en dis moeilik, dis so moeilik, maar, vir die eerste keer in my lewe het ek vreugde ondervind, vir die eerste keer in my heeltemal, vreugde ondervind in die moeilikste situasies, waar jy nie target maak nie. Nou met die nuwe werk is, ekskuus, as jy nie threshold maak nie, dan kry jy net jou klein basic, want ons werk meer op kommissie. So as jy nie threshold maak, jy kry nie die bietjie kommissie wat jy sou gemaak het, jy kry net jou basic. Nou moet jy jou huis betaal, jy moet al daai goed betaal, jy moet nog jou gesond hou. Hoe doen jy alles alleen? En weer eens is dit net, as jy nie met die Here gaan praat en daai intieme verhouding met hom gaan hê en vir hom sê, Here, maar ek het dit regtig nodig nie. As jy dit nie daaroor gaan bid nie, gaan jy dit nie kry nie. Gaan die Here nie vir jou antwoord nie. So, jy moet daaroor bid. In elk geval, en dit was my gebed heeltyd, en soos, Here, jy moet my help. Ek maak nie threshold nie, ek kry nie kliënte nie, ek weet nie meer wat om te doen nie. Maar, binne my, ek word nie gesond nie, ek gee nie heeltemal oor nie, want ek bly dit terugvat, tot die een dag, wat die Here dit regtig vir my so openbaar, en ek sal dit nooit vergeet nie, dit was laas jaar Junie, en ons begin Julie met die nuwe finansiële jaar, en die een dametjie by die werk kom na my toe en sê, Alicia, jy het weer nie threshold gemaak nie, wat gaan ons doen? Want ek sukkel, finansiëel sukkel ek sukkel om alles by te bring, maar ek doen dit, en weer eens is net die Here se genade dat ek dit doen, maar, en ek, vir daai split sekonde het ek daai kalmte om my gekry, en is asof, om vir jou 'n prentjie te teken, het gevoel asof die Here my net vashou, net sê, weet jy wat, dis okay, en ek het net daarvoor afgehaak en vir haar gesê, luister, van hierdie dag af, sê jy my nooit weer vra, nooit weer herinner, dat, luister, jy maak die threshold nie, wat gaan ons doen, wat kan ons nog andersins doen, het jy iets in die pipeline, wat is daar, en, weet jy, dit was die laaste, wat ek nie threshold gemaak het nie. Ek het in Julie, Augustus, September en November, het die Here my so bonatuurlik geseën met kliënte wat ek nommer 1 in die land is, in 5 maande. Net so uit die blou uit, dit was nie eers iets waarop ek het dit nie verwag nie. En dit is die ongelooflikheid van hoop en geloof, en regtig net jou geloof in die Here sit, en submit, as jy submit ordentlik, doen dit met oorgawe, en sê, Here, maar ek vertrou regtig net op jou, en hou op dit terugvat, want onthou net een ding, die Here gaan nie jou los nie, hy het ons beloof, hy kyk na ons, hy is altyd daar, hy is ons beskermer, en hy is ons voorsiener, so hoekom moet ons twyfel, en dit is waar ek kan vir jou eerlik hier sit, ek het geen maagseer nie, ek het nie meer siekte in my liggaam nie, en ek weet die duiwel kom, en hy wil baie keer by jou kom steel, en sê, luister maar, daar's 'n pyn, daar's bietjie, het bietjie sooibrand, of, en begin hy jou weer terugvat na jou verlede toe, en dis waar ek geleer het, om regtig te sê, Here, maar, jy het klaar vir my siektes oorkom. Jy het klaar vir my finansiële probleme oorkom. So hoekom moet ek teruggaan na waar die duiwel my wil hê? Ek gaan nie. En dit is my hoop wat ek eintlik vir die mense wil gee, is, ek moes al hierdie dinge alleen doen, ek het gedink ek doen dit alleen. Maar eintlik het die Here net vir my op daai plek gesit om regtig te leer om hom te vertrou en oor te gee, en sodra ek dit gedoen het, dan as jy as mens dit doen, dan is daar nie meer siekte nie. Daar is nie meer hierdie leuns wat die duiwel heeltyd vir jou wil laat glo nie. Nou, ek wil net vir jou vra, nou, as jy jy dit nou vir die Here oorgegee, ek dink dit moet nogal moeilik wees om net te sê, okay, ek gee dit vir u, want nie so maklik om dit net te gee nie, want jy wil dit almekaar terugneem, jy weet jy moet iets doen, soos wat jy nou sê, jy weet jy moet nou jou threshold maak, maar hoe los jy daai ding in die Here se hande?
Weet jy, Pieter, om eerlik vir jou te sê, dit is moeilik, maar ek het besef, ek het niemand anders nie. Ek het niemand anders nie. Op wie anderstes kan ek steun? Ek het net regtig, dit was regtig moeilik, maar ek dink daai openbaring ging kry, Alicia, maar jy het niemand anders nie. As jy nie gaan oorgee en regtig net dit by die Here los nie, jy het niemand. Ons almal is so alleen as ons hom nie het nie. Ja. Ek wil inteendeel partykeer sê ek vir my ma ook, ek wil hartseer raak, ek wil huil, want as ek besef vir 'n oomblik dat ek miskien hom nie het nie, dan wil ek begin te huil, want ek het net hom en ek kan net oorgee aan hom. So, ja, dis nie 'n maklike ding nie, maar jy het sukses behaal, jy het dit reg gekry. En dit is iets om voor dankbaar te wees, maar ek weet uit ondervinding ook, dis maklik om te sê, Here, ek gee oor vir u, maar daai spanning bly daar's nog so baie wat gedoen moet word. So dis moeilik, maar ek is verheug, ek is so bly om te hoor van iemand wat in oorwinning leef. Sonder 'n maagseer, sonder stres, sonder pyne, met baie geloof. 100%. Alicia, baie dankie vir daai insig en ek glo ons luisteraars sal verseker miskien ook daai paadjie probeer loop wanneer hulle onder stres is. So dankie daarvoor. Ons het gesels met Alicia Brits wat met ons gedeel het oor geloof en die hantering van stres. Hospie Visie is die program en ons het nou tyd vir die oordeenking. So, Tanya, over to you, my friend. Dankie Pieter, ja, ek lees vir ons uit Matteus 11 vers 25 tot 30, waar Jesus 'n uitnodiging gee. Hy sê, daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ja, Jesus het tydens sy bediening van stad na stad vertrek om die goeie nuus te verkondig en het verseker baie mense tegemoet gekom met fisiese sowel as emosionele probleme. Dit was Jesus se grootste begeerte, dat almal hom sou erken as die Seun van God en hom aanvaar as hulle verlosser, sodat hy hulle kon genees van hulle kwale wat hulle elke dag so gepla het, as ook hulle siele red. As daar nou een persoon is wat mooi weet hoe spanning voel, is dit Jesus. Jesus het self spanning so erg beleef in die tuin van Getsemane voor sy kruisiging, dat hy bloed begin sweet het volgens die skrywer Lukas. Jesus het in die tuin die hele wêreld se spanning op hom gehad daardie aand. Soos ons almal weet, is God alomteenwoordig, wat beteken hy is te alle tye oral teenwoordig. Terwyl ons spanning en ongelukkigheid beleef in die huidige, is Jesus by ons en beleef die hartseer saam met ons. Maar Jesus is ook teenwoordig in die toekoms. Hy sien al reeds die uitkoms van jou huidige omstandighede en werk saam met jou deur dit alles. Al wat van ons verwag word, is om te besef dat hy in beheer is en dat alles ten goeie sal uitwerk vir die wat hom liefhet en geroep is in sy doel. Het jy nou mooi gehoor? Al wat jy moet doen en al wat God verwag van jou, is net 2 dinge. 1, om hom lief te hê met jou hele hart en siel en jou verstand, en 2, dat jy gehoorsaam sal wees. Dan sal Jesus, God, jou omstandighede van die goeie laat uitwerk. Ek wil jou graag uitnooi om vandag hierdie 2 beginsels vas te maak in jou gedagtes en toe te pas in jou lewe. Daar is 'n lewende God wat lief is vir jou en jou nooit sal verlaat nie. Hy wil jou help. Hy sien al reeds jou toekoms en hy sien al reeds die uitkoms daarvan. God het sy woord gestuur sodat ons gemoedsrus kan vind daarin. Sy woord moet lewendig en aktief wees in ons lewens. 1 Johannes 4 vers 18 tot 19 sê, waar liefde is daar geen vrees nie,
maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het liefde, omdat God ons eerste lief gehad het. So ja, kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons hulp het van U, in alle omstandighede. Here, ek is lief vir U, en aanvaar dat ek geroep is in U doel. Help my om dit raak te sien, en te werk daarin. U veg hierdie stryd saam met my, en ek het volle vertroue dat U alleen alles ten goeie sal laat uitwerk, want ek is lief vir U, en U is lief vir my. Amen. Ek was 'n magtige rots, aan mekaar gehou deur my trots. Was vasgepen deur gesuis van lewe, ek wou so graag net vrede ken. Met papier en pen gedig, so het God my op kom lig. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les, en nou wat my kon red, is 'n Bybel en 'n gebed. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les, en nou wat my kon red, is 'n Bybel en 'n gebed. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les, en al wat my kon red, is 'n Bybel en 'n gebed. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les, en al wat my kon red, is 'n Bybel en 'n gebed. O, 'n Bybel en 'n gebed. 'n donker plek om in te wees, is om te glo wat ander oor jou wil lees. Sal jou vasvang en jou vasdruk soos 'n blinde in 'n gang. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les. Oh, maar net hy kon my kom red. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les, en nou wat my kon red, is 'n Bybel en 'n gebed. As jy val, moet jy weer opstaan. Elke fout is bedoel vir 'n les, en nou wat my kon red, is 'n Bybel en 'n gebed. Ja, net hy kon my kom red, met 'n Bybel en 'n gebed. En daardie pragtige lied wat ons na geluister het, is As jy val van Lucia Poggenpoel. Dit was die Hospie-Visie program gewees, wat gebring is aan jou deur Radio Kansel en geborg is deur die Abba en Brei Stichting. Jy kan gerus loer na hulle webtuiste by www.abba.afrika. En jy is ook welkom om Hospie-Visie te kontak as jy in verbinding met ons wil tree. Jy is welkom om die hoofkantoor te skakel by Pretoria kode 012-329-9492 en gesels met Luwengo. Jy kan ook vir Luwengo 'n e-posie stuur by friend@hospievision.org.za. En dan besoek ook asseblief die Hospie-Visie webwerf vir meer inligting oor die werk wat hulle doen en die opleidingskursusse wat beskikbaar is. Dit is www.hospievision.org.za. Ons posadres is posbus 12423 Queenswood 0121
Ons sal graag van jou wil hoor, so skryf asseblief vir ons 'n briefie. Ons vertrou dat jy die program geniet het en dat dit vir jou 'n seën was, en mag God jou seën hierdie week wat voorlê, en sluit asseblief weer aan volgende week. Ek is Tanya Verster en ek groet jou tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, en ek speel nou uit met Die Seën van Rihanna Nel en Retief Burger. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Kinders, maar sy vrede, jou
staan, dit omring jou, hy is